So 'n babatjie word gebore en hy moet groot gemaak word met dissipline. Okay. Maar langs die pad word daardie kind groot en hy moet 'n keuse maak. Nou ek gaan 'n stelling maak en dan gaan ek my antwoord daarop gee. Dit hang af hoe daardie kind groot geword het, hoe vinnig hy of sy by Jesus aankom. Is ek reg? I wish it were true. Maar my keer is juist die wat met Jesus groot geword het, die wat die verste van hom afweggaan. Okay. Nou, in 1967 het Dr. Chris Barnard 'n hartoperasie gedoen. So, daar was 'n meisie wat in 'n karongeluk was, en nadat Chris Barnard al hierdie toetse gedoen het en geëksperimenteer het hy kans gesien om daai eerste stap te vat op die hartoortplanting te doen. Nou, sedertdien het daar baie dinge gebeur. Want ek vat die ou wat hy die hart voorgegee het en toe aan longontsteking gesterf. En as 'n mens nalees oor hartoortplantings, is dit die volgende, ek kan anders sê siekte wat hulle tref, maar dan gaan lê dan vog op die longe. So hulle moet dit beveg terwyl hulle die hart oop moet ophou, né? Maar dit is nie die eerste hartoortplanting wat gedoen is nie, en dit is al hoeveel keer van preekslaaf gekondig. Jou hart het 'n oorplanting gekry toe jy jou lewe vir die Here gegee het. Nou, as ons in die Ou Testament oor harte lees, dan lees ons van Vader wat sy hart verhard het. Jy lees wat Dawid sê, verwyder asseblief die hart van klip en gee my hart van vlees. En jy lees van harte wat groei soos wat mense groei, of wat verander soos mense groei. Maar in die Ou Testament, as mense tot bekering gekom het, moes hulle deur die priesters met God kommunikeer. Nou, as jy in jou eie bekering dink, nee, jy het nie eendag net opgestaan en toe jy tot bekering gekom het. Dit was 'n pad wat jy gestap het om daar uit te kom. Jy sit nie vanoggend hier, nee, omdat jy self besluit het ek gaan vandag kerk toe nie. Die Heilige Gees het jou wakker gemaak en het vir jou gesê, lig jou op en jy het geluister. Dit is hoekom jy hier is. Anders sou jy nie gelees het nie. Selfs as jy uit gewoonte uit in 'n kerk kom, is dit nog steeds die Heilige Gees wat jou tot hier gebring het. Maar nou begin jy pad eers met die Gees. Dit is nou as jy tot bekering gekom het. Romeine 8 vers 9 en dan 11. Julle is agter nie in die vlees nie, maar in die Gees. As naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Vers 11. En as die Gees van hom wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. So ons staan nou onder lewenslange bestuur van die Heilige Gees. Wanneer hy in ons kom bly, deel hy nie spasie met die duisternis nie. En die duisternis kan lig nooit uitdoof nie. Nou, ek wil ook gou julle met 'n beeld in julle kop kry, wanneer iemand belangrike amptelike briewe uit ons gegee het in die vorige bedelings. Hulle sulke was op die koevertjies ingesit. Julle weet ons wat dit, né? En dan het die familie wapen of wat ook al daai stempel opgedruk op daai seël om hom te verseël. En dit is sodat niemand kan oopmaak en uithaal of insit daarby. Dit wat toegeseël is, dit is daai boodskap wat uitgegaan het. Okay. So daar was nie korrupsie wat plaasgevind het nie. En dit was die eiendom gewees wanneer hy geskryf het en toegemaak het van die sender, en dan het hy dit uitgestuur en die een wat dit moes oopmaak was die nuwe eienaar gewees van daardie brief. So daar was vertroulikheid, niemand kon koeloer wat daar geskryf was nie.
En so word ons binne in die Heilige Gees verseël. Niks is veronderstel om verder in of uit te gaan nie. As jy Efesiërs 1 van vers 13 lees, staan dit: in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Vers 14. Wat die onderpand van ons erfdeel om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid. So die eerste deposito op ons lewens, nadat ons tot bekering gekom het, is die geskenk of die gawe van die Heilige Gees. Romeine 8 vers 23. En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het. Ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. En nou is ons veronderstel om te wees God se eiendom, sy lewenslange eiendom. Ons is diergekoop deur die bloed van Jesus en die Heilige Gees het deur ons lewenspad hard gewerk om ons te oortuig om vir bank te verwissel. Nou, wie hou van gym? Spierdiere. As 'n liedjie wat Tanya Botha Strauss sing, want sy is 'n stukkie in al so sê, wat sy sê, liggaamsbou van weinig dit, beoefen jou in die Gees. Hoe meer jy hom toelaat om jou te bou en vorm, hoe sterker raak jy in die Gees. Liggaamsdele het mekaar nodig. Die oog kan nie sonder 'n oordeel van die liggaam wees nie, en die hand nie sonder die voet nie. En ek het 'n preek gehad wat sê, mense het sekere sterkpunte, en die Gees lei jou om te groei in daai sterkpunte. Hy is die liggaamsbouer. Me, myself and I, gaan nie werk nie. As jy daai gedeelte soek waar die liggaamsdele dit staan, dit sal wees in 1 Korintiërs 12 vers 14, pastoor Dirk het daaraan geraak, woensdag. Ja. So, die gawes van die Gees, ek gaan net vinnig daaraan raak, ek gaan nie lees nie, julle weet wat dit is. Dit word uitgedeel wanneer dit nodig is tot die uitbreiding van God se koninkryk. Jy gaan lees daar uit Romeine 12, Efesiërs 4, 1 Korintiërs 12, 1 Petrus 4. Die belangrikste is om te besef dat ons ander mense met ons gawes moet bedien. Ons moet nie vir onsself hou nie. En jy moet nie mense charge vir dit wat jy verniet gekry het om ander mee te bedien nie. Liefde is outward, nie inward nie. Dit gaan iemand vir jy, wie jy regtig lief is, regtig lief, kry daai persoon in jou kop, en gaan ek vir jou sê, jou hart gaan uit na daardie persoon vir wie jy lief is. Sy probleme raak jou, jy wil hulle seën, selfs ten spyte van wat hulle deurgaan. Jou hart brand vir hulle en hulle omstandighede. Jy wil hulle in gebed opdra na die Here toe, want hulle maak vir jou saak. Soos ons kyk na die funksies van die Heilige Gees, wat is sy werk in ons harte? Dit is om dit sag en ontvanklik te maak. Wanneer ons tot bekering kom en wedergebore word, is die volgende logiese stap om met die Heilige Gees gedoop te word. Maar dit is die gedeelte waarvan mense nie weet nie. Dis onbekende terrein. Met my mamma Mimi altyd gesê, dis heiligskennis. En dit was wat woorde nie durf nie. Maar hy rus ons toe met sy gawes. En hy plant sy vrug in ons harte. Galasiërs 5 vers 22, nie wat is dit sê, dis in Galasiërs 5 vers 22 opgeteken, en dan die skil om daardie
vrug, is liefde. En as jy wil weet wat liefde regtig is, dan gaan lees jy 1 Korintiërs 13. En hy maak ons sy tempel waarin hy en hulle kan woon. Nou hy moet die kaart en transport van ons harte en lewens kry. As jy 'n rukkie terug kan onthou, het ons gepraat oor die man wat die huis, hy word verskriklik deur die duiwel aangeval, en toe het Jesus in die huis ingekom, en toe het hy net sekere vertrekke vir Jesus gegee, en hy het daar uitgestap elke keer as hy klop is, en dan het die duiwel hom verwoes, en dat Jesus nie kon help nie, want die areas waarin hy verwoes was, is die areas waarin Jesus die beheer gehad het nie. En toe sê Jesus vir hom, maar jy het my nie die sleutels daarvoor gegee nie, en toe sê hy, ok, goed, jy kan alles kry sleutels, dis die sinne, en toe die duiwel weer klop, en hy wil opstaan en die deur te maak, toe sê Jesus, dis my huis, laat ek het gaan oopmaak, en toe die duiwel maar buite nie. Nou die Heilige Gees bou hierdie tempel, hierdie huis. Solank ons dinge nog wil beheer, sal dinge nie noodwendig vir ons uitwerk nie. Want ons het maar beperkte visie, waar die Here oor visie. So, om net sekere areas aan die Heilige Gees toe te vertrou, gaan nie regtig die ding doen nie. Jy moet alle areas aan hom gee. En dan sal alles ten goeie uitwerk vir jou. Ons gebed moet soos volg klink. Heilige Gees, aan U wy ek vandag my lewe. Vervul my met U teenwoordigheid en vorm my tot U eer. En dit moet die gebed wees wat jy daagliks bid, tot die dag wat jy sterf. Hy plaas homself nooit op die voorgrond nie, want Jesus is sy belangrikste prioriteit. En mag ek Matteus 25 hier indrink, nee? Soveel jy dit vir ander gedoen het jy dit vir Jesus gedoen. Hy gebruik die Bybel as sy werktuig. As jy dink aan die wapenrusting van God, die swaard van die Gees, is Efesiërs 6:17, en dit is die Bybel. Hy gebruik die Bybel en nie allerhande nuwe dinge nie. Hy sal nooit teen die Bybel, teen die woord van God gaan nie. Soos iemand vir jou iets sê, onthou jy wat ek gesê het, ondersoek die geeste, as iemand iets vir jou sê in jou ore, en dit is nie Bybels nie, dan weet jy. Ons sal ook nie die skrif verstaan, tensy die Heilige Gees die betekenis aan ons openbaar nie. Dit gebeur soms dat jy jarelang 'n skrifgedeelte lees, en dan eendag ewe skielik, dan pop iets weer daarop uit. Of jy lees die hele tyd 'n gedeelte, en jy het nooit een spesifieke versie raak gelees nie. So die Heilige Gees lig die skrif vir jou uit. Maar dit is belangrik om te hou nie, dat skrif moet in perspektief gelees word. Jy kan nie net een versie gryp, en dan sê, ok, dit is op my van toepassing. Jy moet kyk in die omstandighede waarop dit geskryf is. Onthou ook dat jy steeds op die aarde leef, al is jy gelukkig met die Heilige Gees. Geestelike hoogmoedigheid is 'n baie gevaarlike ding. So onthou waarvandaan jy gekom het. En nog iets wat meer intensief raak, wanneer jy met die Heilige Gees binne in jou sit, is jou gebedslewe. As jy sukkel om te bid, dan gee jy jou versigtiging, dan gee hy jou die versigtiging om vir 'n spesifieke saak te bid. Dit gaan Romeine 8:26 weer hierso, terwyl jy dit kry. As jy nie weet wat om te bid nie, dan sit die Here daar die alfabet vir jou in die regte volgorde om die woorde te skep, om die gebed te doen wat jy moes geweet. Okay. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie,
maar die Gees self tree vir ons in, met onuitspreeklike sigtinge. En as jy gedoop is met die Heilige Gees en jy 'n taal ontvang het, kan jy in 'n tale bid. Gees tot gees, in gees en in waarheid. Nog 'n belangrike ding is getuienisse. Handelinge 29, né? Want met getuienisse word nie net jy gestig en gee jy erkenning aan God oor wat hy vir jou gedoen het nie, maar jy stig ook ander mense. Jy weet nie waardeur hulle gaan nie, maar jou getuienis kan hulle moed gee om daardeur te kom. En sodoende weer 'n keer bedien jy jou medemens. Nou, ek het 'n skrifgedeelte hier, ek gaan nie dat jy hom opbring nie, want ek gaan dit sommer dadelik opdeel. In Johannes 16 vers 9 tot 11, getuig die Heilige Gees oortuig jou, omdat hy oortuig jou van sonde, omdat jy my nie geglo het nie. Aan geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer gaan sien nie. En oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld klaar geoordeel is. So hoe word sonde uitgewys? Deur die wet. Nou ons is vry van sonde met sy hulp, want vroeër het ons nie geweet wat ons verkeerd doen nie, maar nadat die Heilige Gees by ons ingetrek het, sal hy jou liefderijk attent maak op jou sonde, sodat jy dit kan laat staan. Nou ek het gou 3-4 vragies om te vra. Was Sodom en Gomorra wat die mense gedoen het, nie wat hulle wil nie, was hulle vry omdat hulle nie van hulle sonde geweet het nie? Wat van Egipte, was hulle vry omdat hulle nie van hulle sonde geweet het nie? Was Haman vry omdat hy nie van sy sonde geweet het nie? Is Suid-Afrika vry omdat hulle nie van hulle sonde weet nie? En op al hierdie is die antwoorde nee. Wanneer jy nie van sonde weet nie, word jy juis gebind aan jou sonde. En dit maak jou nie vry nie. Dink 'n bietjie tieners, ek moes hierdie ding van, ek moet doen wat ek wil nie doen wat jy vir my sê om te doen nie. Dit is my gedagtes, dis wat ek wil doen, dit is, ja. Maar dit maak jou nie vry nie. Dis soos om jou blind te staar, omdat jy nie gevaar voorkom sien nie. Maar dit gaan tot jou nadeel wees. Dis beter om liewer bewus te wees en dan doelgerig rig op daai sonde te dra. En die Heilige Gees lig dit vir jou uit. Dit is sy werk. En daar's 'n verskil tussen 'n wet en die legitisme. Die wet is om te weet wat sonde is. Maar legitisme is om die wet te vat en dit in 'n oordrewe maat te probeer toepas. En dit gaan rebellie veroorsaak. En dit is waarom Jesus in Matteus 11 vers 27 tot 33 gesê het, hy bevry ons van daai neerdrukkende, swaar godsdiens. Want hulle het soveel wette op die mense geplaas nie, dat hulle kon nie van daai ontslae raak nie. Nou, ek gaan nou Romeine 8 vers 1 tot 30 vir julle lees. Dit is meer oor die Gees. Ek wil regtig hê julle moet elke keer wat ons oor die Gees praat, moet jy 'n bietjie dink daaroor, okay? Daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wet van die Gees, van die lewe in Christus Jesus, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.
Want die wat vleeslik is, bedink die vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broers, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat hy ook saam met hom verheerlik kan word. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het. In die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie, want wat niemand sien nie, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broers. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig, en die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. En dan sê 31, wat sal ons van al hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Dus, sluit ek af. Wie is die Heilige Gees? Hy is die derde persoon van God die eenheid. Die Gees lei mense na Jesus toe.
En Jesus is die belangrikste fokuspunt van sy werk. Hy werk onverpoos, dag en nag, om mense tot God se koninkryk te laat bekeer. Hy trek by die gelowige in, en dan word mense met die Heilige Gees gedoop. Hy rus ons toe met gawes. Ook gee hy aan ons bedieninge. Hy hou ons op die regte pad, soos 'n GPS. Ook nie met oppaaie nie. Hy laat ons vrug dra wat by die bekering pas, en hy versterk ons verhouding met Jesus. Hy is ons trooster, en hy is ons helper, en hy pleit vir ons by God die Vader, totdat ons uitkoms kan kry. Maar, laat ons nie struikelblokke wees, wat in die pad van die Gees staan, na herstel, om mense na Jesus te lei nie. Kan ons enigiets doen sonder die Gees? Nee, want as jy op jou eie aangewesenheid wees, sal jy sonde doen. Selfsugtige begeertes is die natuurlike karakter van die mens. Verharde harte, onvergewensgesindheid, ongeskiktheid, geen beheer oor enige optrede van jou kant af nie. Mens kan net sowel sê as met die duiwel besete. En dan het die mense baie belangrike vraag om te vra, want as die Heilige Gees saam met die gelowiges weggeraak word, ja, en die mense bly agter, wie gaan vir hulle daai leiding gee? En dit staan in die Bybel dat as dit moontlik is, selfs gelowiges gaan struikel. Soos ek kan afsluit met 'n gebed sal ek sê. Dankie, Heilige Gees, vir dit wat U vir ons doen. Moet U asseblief nooit van ons onttrek nie. Herinner ons aan U ter hand te pleeg in al ons besluite en help ons om aan U gehoorsaam te